Goeiemiddag almal. Het is so lekker om almal se gesigte te sien. Hier saam julle te wees vir 'n rukkie. Wat 'n voorreg vir ons almal om die naweek saam te geniet in Jahwe se gees en woord. Nou, ja, ek het natuurlik voorberei vir vandag se lesingkie en die voorbereiding slaan dit 'n mens altyd hoeveel die boodskappe in is nou nie die eerste keer nie, dis elke keer. Hoe dit wat jy voorberei eintlik maar vir jouself bedoel is. So in die eerste plek is ek dankbaar vir die openbarings wat ek gelees het vir my in my voorbereiding. En ek is bly om dit met julle te deel vandag. Maar soos ek sê, dit was in die eerste plek vir my. Maar ek sal een voor julle, want ek het dit nou klaar gehad en julle gaan dit nou eers kry. Soos julle weet, ons tema is dat sy genade genoeg is vir ons. En ek het so 'n bietjie gaan kyk na die woord genade. In Engels grace, maar ook mercy. So dit is interessant in die Engels, mens wil dit graag herken, maar Engels het baie keer oulike woorde wat meer spesifieke betekenis het. So genade, kyk ons na iets wat nie verdien is nie. Dit is inherent van die woord genade. Dis dat jy dit nie verdien nie. Maar dan sy baie naby tweelingboetie mercy. Dis barmhartigheid, maar ook kwytskelding. Vergifnis. Vergifnis impliseer geen straf. So dis interessant hoe ek hou van woorde, ek hou van om woorde na te forse waar hulle vandaan kom en wat presies hulle beteken en so. En baie keer kan dit nogal lig werp op dinge of dit vir 'n mens bietjie duideliker maak. Met die tema waarmee mens werk. So dis lekker om na die woorde te kyk. So hou dit nou maar in jou agterkop. Nie verdien nie. Nie gestraf nie, kwytskeld. Dis 'n genade, vergifnis en barmhartigheid. Grace and mercy. Goed. Nou, ek gaan nou nie die Bybelverse weer presies lees nou om mee te begin, wat in die tema omvat is nie, want ek dink julle het dit nog 'n paar keer gesien, hoop ek, en self gelees voor die tyd. Ons gaan by dele daarvan uitkom. Maar 'n mens kry die gevoel dat die kern, of ten minste een van die kernboodskappe in daardie Bybelverse, spesifiek 2 Kronieke, waar Paulus met ons praat. Dat dit nie gaan oor wat Paulus se doring was nie. Dis nie die kern nie. Maar meer oor hoe hy daaroor gedink het. En ek dink dis die boodskap in daai verse vir ons, en ons gaan dit 'n bietjie analiseer, en ons gaan dan kyk, en hoe harder 'n mens kyk, hoe meer sien jy. Dis wanneer Paulus se openbarings oopgaan vir 'n mens. En dit is wonderlik. En ek dink ook nie dat die belangrike deel van ons lewens, van die uitdagings is wat voor ons gelê word, of die probleme, of die twyfel. Maar kyk ons weer na 'n woord. Kom ons delf 'n bietjie in hom in. Daai twyfel. Waar begin twyfel? Dit begin met twyfel in jouself. Wanneer jy nie die wat is die woord? Selfversekerdheid, die besef dat jy uniek is, dat jy 'n individu is, dat jy twyfel oor jou manier van dink of jou manier van doen of die gebrek aan jou vermoëns. Wat fout is met jou. Dis wat daai twyfel is. Dis wat in jou gedagtes opkom wanneer jy twyfel, dis wat jou laat twyfel. So dit gaan nie oor daai dinge en die twyfel wat ons ervaar, of die foute wat ons maak, of die verkeerde gedagtes wat ons almal het.
Gepraat daarvan, hoeveel sal elkeen van ons nie bereid wees om te betaal? Om te keer dat elke gedagte wat jy dink, so op 'n skerm vertoon word, die hele tyd, vir die hele wêreld. Ek sê wat ek sal betaal, alles wat ek het. En ek dink dis waar vir elkeen van ons. Wat Paulus juist probeer deel hier met ons in hierdie verse, is as ons fokus en aanhou fokus op die doring. As ons net tyd daarop spandeer en energie. Let op hoe Paulus nie vir 7 verse lank aangaan oor die doring. Gaan lees mooi daar, dan sal julle sien, hy noem dit in 1 vers. Hy spandeer nie 'n hele hoofstuk daar nie. Hy noem dit nie. So dis belangrik. Elke woord in die woord is belangrik, dit weet ons. Maar hy gaan nie aan daaroor nie. En ek dink daar's iets vir ons ook in. Want ons is geneig om dit te doen. Ons fokus daarop. Ek onthou het Tannie in 'n TV-reeks wat altyd so langs die heining gestaan en klaar oor alles. En 'n ander een wat so verskriklik vertel het hoe moeilik die geboorte van haar seun was. Maar dis nie waar ons moet fokus nie. Ons haak vas by die doring. Al ons geestelike energie word daarop gespandeer. En ek dink dis hoekom hy dit 'n doring noem. Ons steek vas daarby. Dit steek ons en dan steek ons vas. Dan fokus ons daarop. Kyk hoe moeilik gaan dit met my. Kyk hoe swak is die en daai en hierdie. Kyk hoe lekker gaan dit met daai ou. Dit gaan nie met my so lekker nie. Kyk wat het hy alles. Kyk hoe maklik gebeur dinge vir hom. Of haar. En ek moet sukkel. En dan fokus ons daarop. Maar die probleem is as ons daar vassteek, dan kom ons nie by Paulus se volgende woorde uit nie. En die volgende woorde is die kern. Dis waaroor dit gaan. So ja, Paulus praat nie oor die doring behalwe om dit te noem nie. Maar waaroor praat hy dan? En al die ander evangelies. Praat oor die wand. Die daarom. En want en daarom is ons nou verwant aan mekaar. Ek doen iets want ek wil dit bereik. Of ek wil dit bereik, daarom doen ek dit. Maar net die inverse manier van stel, maar die twee woorde is daar in die middel. En dis waaroor Paulus praat. Hy praat oor die want, die daarom. Dit wat volg op die feit dat die doring daar is. Ons almal het ons dorings nie, almal. Dit is die lewe. As ons kyk na die woorde in daardie teks, dis in daai teks, want dis die belangrike deel van sy boodskap in daai verse. Hoekom is die doring daar? Wat is die want van jou doring? Ek noem dit enkelvoud, maar ek dink ons verstaan dit gaan oor al daai goed in ons lewens. Wat is die want van daardie dinge? Soveel van ons steek vas voor die belangrikste deel. Ons steek vas by die doring van wat als verkeerd is met ons en in ons lewens en hoe ander dit beter het. Paulus herken. Gaan lees, hy sê daar, hy herken hy sou 'n ydelle selfbeeld gehad het. 'n verhewe selfbeeld. Sonder die doring,
So die doring is daarmee belangrik, maar ons moet by die wand uitkom. Dis die belangrike deel. Want dis hoekom. Hoekom is daai dorings daar? Dis wat ons moet uitfigure, nee. So dat ons vandag hier is om uit te figure die hele naweek. Ons moet daarop fokus, daai want hoekom is die doring daar? So Jahwe sê hier in ons woord vir ons. Ons moet na hom toe gaan daarmee, sodat ons die wand kan besef, sodat dit vir ons sy wil oopsluit. So dit is die kruks, die middelpunt. Ook van Yeshua se missie op aarde. Dit is presies waaroor dit gegaan het, is hierdie wand. As jy hierdie mis jy alles. Dit is hier waar klaagliedere 3 vers 22, wat een van die ander verse is vir die verwysing vir die tema. Kom ons sê maar, hy skop hierin. Hoe dan nou klaagliedere? So hartseer boek, wat jy dink aan die ou Amerikaanse country songs, nie. In Jeremia se tyd was daar baie dorings en min vrugte. Was 'n moeilike tyd. Maar kan ons sê, dit is dalk so moeilik as die tyd waarin ons vandag is. Hy begin reeds van vers 18. My roem het vergaan en my hoop op Jahwe. Dink aan my ellende en my omswervinge, aan die wilde als en die gif. So. As my siel daaraan dink, buig hy hom neer in my. Dis hoe ons voel, nee. Dan sê hy, dit sal ek ter harte neem. Dit sal ek ter harte neem. Daarom gaan hy aan. Daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenheid van Jahwe, dat ons nie omgekom het nie. Hy het ons nie verdelg na ons verdienste nie. Want, sê Jeremia hier, want sy barmhartighede, ons kan ook lees sy genade, het geen einde nie. Ons kan ook lees, is genoeg vir jou. Soos wat Paulus dit stel. Hulle is elke môre nuut, skryf Jeremia. Wat sê dit vir ons? Hou nie op nie. Daar is nie 'n maat nie. Is nie afgemeet nie. Is elke môre nuut. U trou is groot. Jahwe is my deel, sê my siel. Sluit hy af. Daarom sal ek op hom hoop. Sien julle die wand en die daarom. Dis die sleutel. Dis waaroor dit gaan. Daarom sal ek op hom hoop. Kom ons lees net gou 2 Korintiërs 12 en ek gaan sommer by 9 begin. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem. Dis nou Paulus wat praat, né? Nadat Jahwe gesê het, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En sê Paulus, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Yeshua in my kan woon. So as jy dan jou doring wil noem, roem daarin, sodat die krag van Yeshua
in jou kan woon. Want dis waar sy krag deurkom, nee. Vers 10 eindig met want. As ek swak is, as weer die want, as ek swak is, dan is ek sterk. Sien julle die doring moet daar wees? Ja, wij gee nie vir ons daai doring as 'n geskenk net vir niks nie. Hy moet daar wees. Ons moet nie op hom fokus nie. Dis wat hier staan. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Dan kom sy genade. Dan waardeer ek sy genade. Dan erken ek, dan sien ek sy genade. Soos Jeremia dit gestel het. Jahwe is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Dit is die want van sy genade. Die vervolging, ek praat nou van goed soos plaasmoorde en sulke lelike goed wat in ons land gebeur. En met volgers van Joshua elders in die wêreld ook. Die sukkel, die wille als in die gif, waarvan Jeremia praat. Al ons finansiële probleme en swak selfbeelde en grootkop selfbeelde is altyd 'n probleem, is altyd dorings nie. Dit alles verdwyn en lei ons tot hierdie punt. Sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Ons kan dit oor en oor lees, dit is net wonderlik. Sy genade is vir jou en my genoeg. Want sy krag word in ons swakheid volbring. Dis hoekom Paulus sê hy roem hom daarin. Nie omdat hy trots is daarop nie. Omdat Jahwe se genade so groot is daarna, na die wand. Ons fokus nie op dit wat voor dit kom nie, ons fokus op wat na dit kom, na die wand. Sy krag, dis wat volbring word. Het gaan nie oor ons swakheid hier, het gaan oor sy krag. Maar ons swakheid laat ons sy krag sien en waardeer en ervaar. Dis daai wow wat ons kry, as ons dit besef. Sodat die krag van Yeshua in ons kan woon. Is dit nie 'n voorreg nie? Al daai dorings lei hiertoe, sodat die krag van Yeshua in ons kan woon. Man, ek kan amper nie wag vir my volgende moeilikheid in my lewe nie. Dis wat hier staan. Kom ons neem dit ter harte. Amen en amen.